visvang deur Petro Pieterse. Ag nee man, Rian glip teen die wal af en plons in die water. is dit nou nodig? Hy het gister besluit om vandag te gaan visvang. Visvang, nie swem nie. Vroeg vanoggend is hy dam toe met sy visstok. Bruno gaan altyd saam waar Rian ook al gaan. Hy hou daarvan om in die water te speel. Hulle het 'n lekker plekkie uitgekies om die dag deur te bring. Die damwal is nou baie modderig want dit reën al die hele week. Dit is hoekom Rian liewer tussen die bome 'n plekkie uitgesoek het. Hy het dadelik 'n klip gesoek waarop hy kan sit en dit nader gedra. Die visstok is opgestel en die lyn ingegooi. Bruno hardloop oral rond. Rian lag lekker as hy sien hoe Bruno die vissies in die vlakwater probeer vang. Die water spat oor Bruno en hy blaf opgewonde. Bruno, jy raas man. Die visse gaan nie byt as jy so te kere gaan nie. So tussendeur kry Rian darm 'n byt of twee aan sy lyn, maar wanneer hy die lyn intrek, is daar net 'n klein visie of niks. Die wurmpie is net afgevreet. Dit frustreer hom so effens, want dit lyk of Bruno die dag baie meer geniet as hy. Na 'n rukkie dink Rian hy sal dalk beter doen as hy op 'n ander plek staan. Dit lyk of daar baie visse rondspring by die damwal. Toe hy weer die lyn intrek sonder 'n vis aan die hoek, besluit hy dit is nou tyd om te skuif. Nadat hy 'n wurm aan die hoek gesit het, stap hy damwal toe. Hy moet mooi kyk waar hy trap, want dit is baie glad. Halfpad teen die wal op, spring 'n lekker groot vis so boog uit die water. Rian skrik so dat hy nie kyk waar hy trap nie. Natuurlik trap hy op die enigste los klip wat teen die wal lê. Sy bene gly onder hom uit en daar gaan hy. Op sy sitvlak gly hy die dam in. Bruno sien dit en blaf asof daar 'n roofdier is. Rian is lekker vies toe hy in die water beland. Dit is dieper hier, so hy kan nie net uitklim nie, hy sal moet swem. Die wal is ook so glad, hy sal nooit vashou plek kry nie. Hy klem sy visstok styf vas, want as hy dit nou verloor is dit weg. Hy trek die visstok so half in sy mond en byt vas. Nou kan hy darm swem. Dit is gelukkig nie 'n baie groot dam nie, dis is die kant binne bereik. Bruno moedig hom aan en staan sterk swaaiend vir hom en wag. So halfpad voel Rian skielik hoe die visstok in sy mond vashak. Nou waaraan hak die ding nou vas? Hier is mos nie vreemde goed in die water nie. Toe daar weer so effens ruk aan die stok is, besef hy dat dit 'n vis moet wees. Kan jy dit glo? Nou moet die vis nie die stok uit sy mond trek nie. Weet jy hoe moeilik is dit om te swem as jy 'n visstok met 'n vis ook moet beskerm? Rian trap water terwyl hy probeer kyk of hy reg is. Bruno, ek het 'n vis. Sy pa sal hom nooit glo as hy vir hom vertel hoe hy die vis gevang het nie. Nogal 'n lekker groot ene. Nou swem Rian so stadig as wat hy kan, want hy is bang om die vis te verloor. Na by die kant sit hy sy voete uit en hou die visstok hoog bo sy kop. Dit lyk of Bruno die vis wil opvreet, so gaan hy te kere. Met moeite kry hy die vis af en veilig in die net wat in die water is. Hier bly die visse veilig tot hy reg is om huis toe te gaan. Rian besluit dat hy liewer van die damwal af sal wegbly. Die visse daar terg hom net. Hy wil nie weer in die dam val nie. Hy's nogal moeg na die swem. Die ding is dat Bruno nou dink dit is 'n goeie plan om in die dam te swem. Rian moet elke keer mooi mik as hy ingooi, sodat hy nie vir Bruno vang in die plek van 'n vis nie. Toe hy weer ingooi, sien hy Bruno nie in die water nie. Hy mik mooi en gooi in. Die volgende oomblik pop Bruno se kop bo die water uit. Hy chunk vreeslik. Bruno, wat nou? Moenie vir my sê dat ek jou gevang het nie. Bruno swem uit en met verbasing sien Rian dat die hoek in Bruno se oor sit. Dis nou 'n gemors. Hoe gaan hy die hoek uitkry? Hy sal sy ma moet gaan vra vir hulp. Die groter vraag is, hoe gaan hy vir Bruno by die huis kry met die visstok en dit sonder dat Bruno nog seerder kry? Weerens knyp hy die stok in sy mond vas en tel Bruno op.
Bruno kerm vreeslik. Rian is stokflou toe hy by die huis kom. Bruno raak swaarder hoe verder hy loop. Hy moes 2 keer langs die pad gaan staan en rus. Hy kan Bruno ook nie neersit nie, want dan sal hy weghol. Wat het jy nou gedoen, Rian? Kom, jy moet Bruno mooi vashou. Versigtig sny mamma die vislyn af en vinnig trek sy die vishoek deur Bruno se oor. Die vishoek het mos weer hakkies, so jy kan dit nie terugtrek nie. Dit moet maar verder deur. Dis baie minder seer. Daar sê Bruno, nou het jy ook 'n gaatjie in jou oor. Rian soen Bruno op die oor. As jy soet is, sal ek vir jou 'n mooi oorbel insit, hoor. Mamma lag lekker vir Rian, maar Bruno grom net. Dit lyk of hy verstaan wat Rian gesê het. Nee, my kind, ek dink nie dis 'n goeie idee nie. Het jy net vir Bruno gevang? O ja, ek moet teruggaan om my vis te gaan haal. Bruno, wil jy weer saamgaan? Niks gaan Bruno onderkry nie en saam is die 2 maats weer daar weg. Onthou asseblief om die bakgatknoppie te druk julle en vra vir mamma sy moet julle inskryf sodat julle altyd weet as hier 'n nuwe storie is, hoor? By subscribe. Dankie.